Elmarie, dankie vir jou tyd. Ek het al en ek smeer jou nie een om die mond. Ek het al baie amazing goed van jou gehoor. Jy's so wat ek verstaan is ek het opsom, jy's die eyster. Nee, baie dankie. Daai klink vir my nou een om die mond tipe van goed. Maar vertel ons jou storie. Waar het alles begin en hier waar ons nou sit? Ja, weet jy, ek is eintlik nou al baie meer as 30 jaar in die skoubedryf. Op 'n baie jong ouderdom terwyl ek nog gestudeer het as 'n student het ek betrokke geraak. Eerstens net sommer uitgehelp vir vakansiewerk en toe sonder dat ek dit verwag het en met my studies is ek net ingetrek en gedink, okay, ek weet die meeste daarvan, ek moet kom help. So ek dink die voordeel van dit is dat mens op 'n redelike grondvlak betrokke is van die begin af en dat mens deur die verskillende fases gekom het van mense in die skoubedryf en dat ek verskillende take gedoen het en verskillende werke gedoen het. En dit help dat mens die industrie mooi verstaan, dit help dat jy personeel verstaan en dat jy jy 'n kliënt ook dalk beter verstaan want jy kom uit verskillende fases van dit uit. Dat dit altyd maklik was, dit sal ek nou nie sê nie. Ek dink as 'n vrou binne in hierdie bedryf het mens jou uitdagings beleef en mense wonder altyd of weet jy alles of ja, ken jy alles. Maar ja, ek dink die sukses was dat ek net nooit probeer maak het of ek alles ken nie. Ek dink mens nou nog, ek dink dit mens leer nog al die pad en ek dink mens moet mense die geleentheid gee om jou te leer en waar jy kan help, dan deel mens gedagtes meer as wat jy die bossie tipe persoon wil wees wat net sê dis hoe dit werk. En ek dink ons is in soveel veranderende omgewings dat jy hou nooit opleer nie en mens weet nooit alles nie. So ja, ek is lank in die skoubedryf. So as jy nou terugkyk en jy het nou vir my gesê ek weet wanneer jy begin het. Daar was nie internet toe jy begin het. Ek sê dis altyd die interessante as ek nou as personeel klaar, dan herinner ek hulle baie mooi aan hoe ek begin het en hoe tye verander het en hoe finansiële sisteme verander het en en van die take wat ek in die begin gedoen het, is daar nou 2 mense wat daai take doen. So maar ek dink dit gee mense waarde van dit. En dit gee mense geleentheid om ook vir hulle die waarde te gee daaraan. En miskien was dit ook deel van 'n mens se leerskool, as mens nou so terugdink om te sê, maar alles was nie net op 'n skimbord soos nou nie, dit was nie net vra vir AI nie, dit was, jy moes op harde maniere gaan goed leer. En daai lesse bly mos maar by jou vir altyd. En dis die lesse wat ek altyd probeer oordra ook aan nuwe personeel en nuwe komiteelede en mense betrokke of as iemand my raad vra, jy weet, mense val maar terug op daai basiese goed wat jy op 'n harde manier geleer het. Ja. So om daarbey aan te sluit, hoe vergelyk die wêreld van daai tyd, van ek wil sê die eventswêreld, as ek so kan sê, as jy nou moet terugkyk? Ja, ek dink jy weet, mense is veral nou met tegnologie is baie op daai onderwerp om ook te sê, weet, hoe vergelyk dit nou, hoe gaan dit verander? Ek dink die een ding wat ek so vinnig net aan kan dink wat geweldig verander het is die kwessie van health and safety en al hierdie dinge. Jy weet, ek dink en ek wil sê health and safety mens en dan biosekuriteit dier. Ek wil nou net sê, nou het ek nog nie eers by die dier gekom nie en dis nie dat daai tipe goed daai tyd nie van toepassing was nie. Ek dink dit was net nie so 'n groot term van ons besigheid en wetgewing nie. Die cowboy factor. Ja, so ek sê altyd dit is, as ek nou so terugdink aan dan is dit makliker gewees in jong dae want ek dink jy het so gestres oor alles. So klomp boksies. Ja, so maar dis ook nodig. Jy weet, ek dink dat die groot deel van enige event wat jy aanbied of dit nou met diere is of mense of wat ook al is dat mense besef dat jy bly maar in 'n mate verantwoordelik en jy moet kyk na die veiligheid van beide van die diere en die mense.
En dit is nogal 'n groot verantwoordelikheid. Ek dink net mens besef net nie as jy jonger is hoeveel verskillende goed kan verkeerd gaan nie. Terwyl as jy ouer is jy baie meer bewus daarvan en jy begin al hoe meer goed in plek sit. Maar ek sê ook altyd mense probeer ook maar net die beste doen. Verstaan jy, mense probeer niks opsetlik doen nie, jy probeer goed veilig maak. Daar's baie goed wat net nie in mense hande is nie en jy kan nie alles beheer nie. En ek dink toe ek dit besef het ergens in my lewe, toe het dit baie goed vir my meer sin gemaak. Ek dink van die goed wat verander het, en ek dink goed so sosiale media speel 'n rol in terme van advertensies en watter media mense gebruik om hulle self te bemark. In die tye toe ek begin het, jy weet, was enige demonstrasie item of jy weet daai tipe van goed was nie in winkels beskikbaar nie. Nou kry jy dit in elke tweede winkel. So daai tyd het mense absoluut afhanklik gewees van platforms soos skoue en om hulle te bemark. Nou kry jy dit in winkels. So dadelik vat dit daai platform weg. Maar ek dink wel in dieselfde asem het mense gesien dat die een platform wat ek altyd sê wat ongelooflik dinamies is 'n skou of 'n event, want daar's twee rigting kommunikasie. Nie dat ek enige ander media afskiet nie dat ek dink daai skouerskuur maar daai geleentheid wat jy het om met jou kliënt te praat, jou kliënt vir jou vrae te vra, probleme uit te sorteer, databasisse te kry by van kliënte wat met jou gesels het. Dit kry jy nie op in 'n ander medium nie. En of jy nou AI en of jy nou geprint en of jy watse medium gebruik, radio of wat ook al, daar's nooit twee rigting kommunikasie. So daai gedeelte het behoue gebly en ek dink dit is ook die deel wat nou van belang is. As ek nou kyk in terme van tye waar dit COVID was, en ek dink baie van wat ons nou bietjie beleef met die back and closure het ook 'n bietjie daarmee te doen. Skielik word 'n platform van jou weggevat. En mos maar soos wat dit mens is, is dit mos wanneer jy eers die waarde van iets besef. So ek dink wat ons daai tyd nogals baie mooi gesien het in COVID is mense het besef sodra wat is die belangrikheid van bemarking? Wat is die belangrikheid om met ons kliënte te gesels, om met jou teikenmark te gesels? En toe dit weg is, toe het jy dit nie en toe begin jy skielik sien maar dit het tog 'n invloed op jou verkope. En ek dink ewen as ek nou soms so kan sê in die boerderygemeenskap. Jy weet mense sal nog wonder wat is die belangrikheid van skou, is dit nodig? En totdat dit van jou weggevat word, dan besef jy eintlik tweeledig die interaksie met mense. Ek dink dit is vir my eintlik een van die goed wat mense totaal onderskat het. Ja. Is hoe ons ander mense nodig het vir energie. En dit is nie iets wat sosiale media vir jou ook kan gee nie. Dis net 'n visual, dis 'n visual en audio, maar dis nie energie nie. Ja, ek sê daai energie, touch, reuk, dis die drie goed wat jy nie kan vervang met elektronika en sosiale media nie. En ek dink dis belangrik vir ons as skoue en groot events om dit te verstaan om ons voort te bestaan te kan verseker. Dat dit die elemente is wat ons moet altyd op fokus. Van die ander goed kan jy daar kry. Jy gaan dit kry op sosiale media of jy gaan dit sien daar. Ons sien dit baie in ons skou dat mense nodig het om kinders wat nog nooit 'n skaap lewendig gesien het nie of 'n bees gesien het nie of 'n perd of die reuk daarvan of net wat hulle doen of waar kom wol vandaan of daai tipe van goed, daai opvoedkundige waardes. Ek staan verstom nou nog om te sien hoe kom mense daar en dan is hulle kinders, dan is hulle al in party van hulle in die laat primêre skool en dan het hulle dit net nog nooit lewendig gesien nie. So ek dink dit bly 'n verantwoordelikheid van ons ook om op dit te bly staan. Wat is so dit klink amper vir my dat as ons selfs na die toekoms kyk van events, is dat die event gaan nêrens heen nie. Dis net wat gebeur wat neem ek aan bietjie gaan verander. Ja, ek dink dit is soos enige iets, jy weet, ek dink dit is soos enige besigheid ook. As jy gaan stagneer, gaan jy dit definitief nie maak nie. So ek dink mens moet konstant vir jouself sê hoe verander die omgewing daar buite en
hoe gaan ek aanpas daarbey? En ek dink baie keer is mense dalk te geneig om dit te oordoen. Back to basics is baie keer ook 'n manier om aan te pas, want soos wat ek nou verduidelik het, daar is basiese goed wat eintlik rekenenergie en touch is basiese goed. Ons moet gaan kyk hoe sit ons net ons uitstallers, dit wat ons aanbied, bymekaar om dit aan te spreek. So maar ek dink die ander ding is ons kan nie ook tegnologie ignoreer nie. So mens moet dit gebruik tot jou voordeel. So jy moet gaan kyk, hoe bring jy daai tipe uitstallers, hoe stel jy daai tipe mense produkte bekend aan jou besoekers? En hoe maak jy dit wat jy aanbied, die manier hoe jy bemark, hoe gebruik jy ook hierdie verskillende middele? Ons het nou geraak aan health and safety, die voete wat inkom, en nou kom ons praat nou oor die, ek sou sê die belangrike faktor, die diere, die boere. Ons het nou back and closure. Dit is nie goed vir besigheid nie. So kom ons pak dit 'n bietjie uit. Nommer 1, back and closure, so biosekuriteit, as ek dit so kan stel. So gee ons net 'n bietjie 'n agtergrond van hoe lyk dit, hoe dit ook, ek wil sê evolve, waar is ons nou, hoe lyk die pad vorentoe? En dan kan ons afsluit om te sê, okay, wat is die ekonomiese impak natuurlik op ouens soos julle? Ja, ek dink die eerste ding rondom back and closure, dit is nie nuut nie. Ons het in die jaar net voor COVID hier rondom 2019 het ons as skoue verenigings skoue bymekaar gekom om te gaan kyk maar hoe hanteer ons back and closure in terme van ons events, want ek dink waar klomp diere bymekaar kom, bly dit altyd 'n risiko. So ons het in daai jaar begin om 'n protokol saam te stel om te sê maar hoe gaan ons 'n gesamentlike protokol saamstel wat by almal van ons van toepassing is, sodat almal weet maar dit is die proses. En ons het in daai jaar het ons 'n protokol saamgestel vir ons skoue en expos van wat is vereistes om deel te neem aan 'n skou vir expo. Ons het dit verbeter, ons het bietjie tegnologie ingebring in die afgelope 2 jare. So die term en dit wat daar rondom saamgaan met die maatreëls is nie vir ons nuut nie. En ek dink dit het gemaak dat jy dit dalk in beter verstaan nou, die impak beter verstaan, maar ek dink die ekstensie van waar back and closure was, waar dit relatief onder beheer was, jy kon sekere areas kon jy identifiseer as rooi areas van okay, kom ons kyk, miskien is diere uit daai areas uitkom of ons hulle wil beperk of daai tipe van goed, het dit net nou so versprei dat dit oral was. So ek dink in terme van back and closure, se huidige situasie waar ons is net dit voel of dit eintlik 'n bietjie buite beheer is, as ek die woord kan noem. En daarom omdat die getalle so ongelooflik ontplof het, dink ek niemand kon byhou by okay, ons moet hierdie beheer nie. Goed, en ons werk met die staat het 'n sekere verantwoordelikheid. Ek persoonlik dink die staat het binne gegeewe in hierdie laaste ruk baie gedoen. Ek dink die probleem het geeskaleer eintlik van die vorige 10 of 20 jaar waar daar nie veel gedoen is nie en toe haal hierdie dinge jou in. Maar ek dink ons op hierdie stadium, en dit is net nie my geaardheid om te gaan kyk, maar wie blameer ons altyd vir wat nie, want blameer gaan ons nie vorentoe vat. En dit los nie die probleem op. En dit los nie die probleem op nie. So ek dink net instansies moet so gou as moontlik aanpas hierby, kyk wat maak hulle, hoe help hulle, hoe ondersteun hulle. Boere moet gaan kyk, om so gou as moontlik hierdie maatreëls op hulle plase toe te pas, gaan kyk na hulle diere, sorg dat daar 'n inenting plaasvind. En ek dink sodra ons op 'n plek kom dat die inenting van so 'n aard is, dat ons kan, want ek dink dis waar mense wil kom om te sê ingeënte diere neem deel aan jou skou en aan jou veilings ensovoorts, want jy is meer beskermd. So is baie soos alles klink nes 'n COVID tyd storie. Verseker. As jy nie geëntes, kan jy vlieg, jy kan jy soontoe gaan, jy kan jy dat doen, jy kan jy dit doen. Ek dink vir die algemene ou op straat en die publiek wat nie regtig landbou verstaan en die term back and closure regtig verstaan nie, verduidelik ek dit altyd in die lig van COVID, want dit is iets wat nou nog vars is in mense se geheue en hulle weet hoe werk dit.
So dit is absoluut, dit is nie vir my anders as dit nie. En ek dink, ja, mense behalwe by dit moet jy begin om altyd te gaan kyk hoe lyk jou eie biosekuriteit-maatreëls, want hierdie goed gaan nie net weggaan nie. En ek dink ons is fokus nou baie op back and closure, maar daar's ook ander siektes binne in die lewende hawe bedryf wat 'n mens moet monitor, jy weet, en ek dit help nie jy wil nou net na COVID kyk nie, môre oormôre is dit weer iets anders. So ek dink mens moet globaal gaan kyk na hierdie goed en gaan kyk hoe maak jy jou eie instansie beter. En net soos in COVID dink ek sit ons nou in 'n verantwoordelikheid dat ons ook moet ondersteun mense wat ongelooflike verliese gelei het in hierdie bedryf, wat swaar kry in hierdie bedryf. En dit gaan kyk hoe ondersteun ons mekaar eerder as wat ons net gaan kritiseer en gaan kyk maar wat is die invloed op my. So ek dink dis baie van wat ons wou gedoen het by Bloemskou. Ons was ongelukkig een van hierdie geleenthede of skoue wat aan die begin van die jaar was wat eintlik half eerste hierdie besluite moes maak. Maar ek dink tog, jy weet, alhoewel dit moeilik is, moet mense gaan kyk na wat is 'n verantwoordelike besluit en ek dink dit is hoe ons dit benader om te gaan kyk hoe beskerm ons teelers, hoe beskerm ons organisasie en hoe beskerm ons die mense ook wat rondom ons skougronde is. En jy weet by Bloemskou waar ons in die hartjie van Suid-Afrika is met baie landbou om ons, het ons uit die aard ook baie boere wat om die skougronde geleë is. So as jy na daai 3 fasette gaan kyk, is dit eintlik maklik om die besluit te gaan neem en te sê, maar weet jy wat, kom ons neem 'n verantwoordelike besluit. Dit is nie nou 'n goeie ding om klomp diere bymekaar te hê nie. Dit is ongelooflik om te monitor op hierdie stadium. Ek dink teen die tyd weet mense regtig hoe aansteeklik is hierdie siekte. So jy weet jy kan nie 100 al doen jy wat, jy kan dit net nie 100% beheer nie. So en ons het daai besluit geneem en ek dink weet ek sê altyd ek hoop die volgende groot besluit is meer aan die einde van die jaar wat nie naby my groot event is nie, laat ek op ander mense se paadjie kan loop, maar jy weet ek weer eens ek dink partykeer kom hierdie goed oor jou pad en jy weet maar net dis iets wat jy moet besluit. En dit het gelei daartoe dat ander skoue dit makliker die besluit neem en die boodskap oordra. Ag en ek dink, jy weet ons mense waardeer dit, dat ons eintlik hulle in ag neem en dit doen ter wille van hulle, ten spyte van hoe dit ons gaan beïnvloed en die negatiewe effek. Ja, en soos jy sê, daar is 'n groter prentjie, is hierdie drie rolspelers. Wat is die boustene, of wat is die pilare van biosekuriteit? Jy het nou gepraat van julle het sekere goed verbeter as gevolg van COVID, of toe COVID inskop daai tyd. So wat is hierdie, ek wil sê, non-negotiables? Ja, ek dink ons protokol gaan maar eintlik daaroor dat jy, of die basis is gevorm dat jy goeie dieregesondheid op jou plaas moet toepas deur die jaar. Jy moenie net fokus om, wanneer dit skou is, dan wil ek skielik. Kry kom in. Ek dink, so daai sê dalk vir party boere sal dalk sê, ja, dit sê maklik, maar ek dink dit is tog die basis, want ek dink as jy kyk na 'n gesonde kudde of 'n gesonde stoet, dan is om binne biosekuriteit maatreëls vir deelname in te val eintlik nie vir jou 'n probleem nie, want jou goed is eintlik in plek. Maar ek dink om terug te kom na die protokol toe, vir ons gaan dit baie sterk oor jou 28 na 30 dae waarneming voordat jy begin om diere te vervoer, want dit is in daai tyd wanneer jy sekere goed raak sien, en dit moenie net 'n waarneming wees nie, dit moet regtig 'n waarneming wees. Jy moet, soos wat jy elke dag kyk na iets wat vir jou belangrik is, so moet jy na jou diere kyk elke dag en kyk, is hier nie siek diere nie. Ek dink dit is die basis, en dan 2 dat jou inentings op datum is en dat jy die nodige veeartsdienste, as ek dit nou so kan sê, toepas op jou eie kudde. En dan dink ek die laaste ding gaan maar oor die vervoer gedeelte, nê, oor hoe kom daai diere by 'n spesifieke event of skou. Gebruik erkende vervoermaatskappye sorg dat daai biosekuriteit binne dit ook goed van toepassing is. Want hulle gaan dit toepas. Yes, want hulle moet dit toe, en dan natuurlik, hoe lyk die skou of event waartoe jy gaan? Wat het hulle gedoen? Is hulle fasiliteite
mooi skoon en gespuit. Dis die belangrikste wat julle doen. Is julle spuit. Ons spuit, ons kyk, ons vereis dat hulle aan daai vereis. Julle check hulle as hulle inkom. Hulle moet aan dit voldoen. Ons vra vir naspeurbaarheid dat hulle moet 'n pindrop stuur as hulle vertrek. En weer wanneer hulle terug is, want dit gaan maar oor die naspeurbaarheid as iets gebeur daarna om te kyk watter diere is waartoe. So ja, ons kyk nogal na dit. Hulle moet dit teken dat hulle het al hierdie goed gedoen. Hulle moet die nodige sertifikate indien en dan ons het by Bloemskou ons ongelooflike span staatsveeartse wat ons bystaan. So hulle is vir die tydperk van die skou kyk hulle soos elke diere aankom. Dis jou gesondheidspolisie. Ja, dis ons gesondheidspolisie. Hulle kyk wat die dokumente in is. Hulle doen ondersoeke veral. Ons is baie streng op areas waar daar aktiewe back and claw seer is. So ja, dis wat ons doen en mens probeer regtig maar binne dit mense meer bewus maak ook daarvan. Is julle, ek wil terugkom na dis nou maar net slegte tydsberekening seker nou, maar as ek dink aan Albert hulle met Alpha Oktober en ek weet hulle gaan voort, so hulle is nou, hulle sê the luck of the draw. Ja. Dis later in jaar, was dit nou maar net julle slegte geluk dat julle so vroeg in die jaar is. Ek bedoel as almal ingeënt was teen nou al, ja. dan kon julle voortgegaan. Nee, verseker. Ek dink jy weet ons bied ook op die skougronde buite die skoutyd veilinge aan. So ons het daai tipe van goed ook gestop want ek bedoel jy kan nie eintlik as jy op 'n plek kan kom waar jy kan sê ingeënte diere kan deelneem. En daar's op daai stadium genoeg diere al ingeënt dat jy dit kan doen, dan kan jy dis 'n no-brainer, dan die res is dan kan jy begin hervat, maar nog steeds binne jou gewone biosekuriteitsmaatreëls, nee. So ek dink daai die feit van inenting word nou net deel van die protokol nou om te sê goed, jy moet bewys gee van inenting en so ek dink om te sê wanneer dit gaan gebeur is altyd die $1 million. Ek kan my glad nie nou uitgee op dit nie, maar ek dink almal se gevoel was maar jy weet ons moet die eerste 6 maande van die jaar gaan ons nie goed kan aanbied. Ja, is meer kyk as ons kyk na die tweede 6 maande van die jaar gaan daar dalk goeders kan weer kan begin of events kan begin, skoue kan begin. Dis net daai peace of mind, sekerheid dat ingeënt niks snaaks, almal is gesond. Gat ons. Ja. Almal dankie vir jou tyd. Ek is sommer nou hier op gesaai en lus om met draai te kom. So ek Hy sal uit Pretoria. Ja, jy sal moet dis nie een van daai goed wat jy kan inzoom nie. Ja. Jy moet die rekening touch kom voel. Ja, maar baie dankie vir jou tyd en baie sterk. Dit klink vir my of julle in elk geval julle gaan 'n paar ligte uitskiet onder omstandighede. Ag, baie dankie. Nee, ons probeer en ek sê mos dis nie 'n ding wat mense alleen doen nie. Dis 'n ongelooflike dinamiese span wat saam met mense werk. Dis genootskappe, dis uitstallers daar buite. En dis lekker ook om te sien in sulke krisistye hoe staan mense saam en ondersteun mekaar. Dis baie belangrik. Dankie.